O Vader, U wat op die troon sit, en aan die lam kom die lof toe, en die eer, en die heerlikheid, en die krag tot in die ewigheid. En ons kom in hierdie kerkdiens, om ook saam met daardie skare, hemelse skare, te roep in Openbaring 4, Heilig is die Here God, die Almagtige, soos ons nou net gesing het. Here, ons vyand, die draak, is woedend, want hy weet sy tyd is kort. Maar ons jubel oor U oorwinning, want Openbaring 12 sê, die gelowiges het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Here, laat U woord deur hierdie prediking vanmôre ook uitgaan soos 'n skerp snydende swaard. En gee dat ons geduldig sal volhard, soos ons in die Bybel lees. Dit is wat van ons gevra word, volharding. Terwyl U die Here van die oes is. Die Bybel sê, U is die God van die oes, nie ons nie. Maak ons gereed vir daardie groot dag wanneer U die skerp sekel sal insteek. Openbaring 14. Suiwer ons denke, Here, buig ons harte, versterk ons wil, sodat ons mag lewe en sterwe in die Here. Tot U alleen behoort die heerlikheid nou en vir altyd. Amen. Ons is besig met 'n volvlug oor die boek Openbaring en ons kom vanmôre by hoofstukke 12 tot 14. 12 tot 14, ek sal my uiters bes doen om aan hierdie 3 hoofstukke reg te laat geskied in so kort moontlik tyd. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ons gaan weer soos nou die vorige kere so spring. Ek sal vir u sê waar ons lees en dan ek neem aan dat die meeste van u het dit wel by die huis gelees soos ons versoek het. Dis seker in Openbaring die grootste kerngedeelte hierdie. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het nie geweet wat om uit te laat nie. Nie geweet wat ons moet lees en nie lees en wat nie gesê moet word nie, want 'n mens kan basies hier kan nie eintlik iets uitlaat nie, maar kom ons doen ons bes. Ons begin by hoofstuk 12 vers 1. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar was ook 'n ander teken in die hemel. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel, dis die engele, saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan, wat op die punt was om 'n kind te kry, en haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, sy 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. En dan lees ons interessant van die volgende gedeelte, paragraaf gaan oor die oorlog tussen Michael en die draak, en hoe dat die draak toe uit die hemel gewerp is. En die draak se identiteit word baie duidelik gegee, vers 9, hy is die duiwel en die Satan. En hy is op die aarde gewerp, en toe kom daar 'n groot lofprysing uit die hemel, vers 10 en verder, ons gaan daarna kyk nou. En dan vers 13 lees ons nou, toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, dat die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arensvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na 'n plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang al versorg. Vers 17, die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het op die seestrand gaan staan en nou kom die 2 diere
Die eerste een kom uit die see, hoofstuk 13, met die 10 horings en die 7 koppe. En op daardie koppe, sê vers 1, was daar heerserskrone en lasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk, sy pote was soos die van 'n beer, sy bek soos die van 'n leeu, en die draak het sy mag, sy troon en sy gesag aan hom gegee. En dan lees ons hoe dat een van die koppe dodelik gewond was, maar weer genees is, en hoe die hele wêreld in verwondering agter hierdie dier aanloop, en sê, wie kan met hom vergelyk word? En dan vers 5, die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê, en te laster, en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster, en hy het God se naam en sy woonplek, en die wat in die hemel bly belaster. Aan hom is daar ook mag gegee, let op, om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. Let nou op, hoe stem dit ooreen met die einde van die vorige video wat ons verlede Sondag gedoen het, né? Kyk, die parallelle is, jy kan dit nie mis nie. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die skepping van die wêreld afgeskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam nie. Mens hoor gewoonlik dat mense sê, jou naam word in die boek geskrywe wanneer jy tot bekering kom, maar dit is interessant, hy sê nee, die name staan van die skepping af in die boek. Met ander woorde, God red die name wat in die boek is. Verstaan almal dit? In die geskiedenis, in die tyd. Hier, vers 10 se einde, het gelowiges volharding en geloof nodig. En dan vers 11 kom die tweede dier, hy kom uit die aarde, hy lyk so mooi, hy het 2 horings soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Jy moenie kyk na die religieuse leiers se toga en sy klere en sy krone en sy juwele en sy armbande en sy halsbande. Jy moenie daarna kyk nie. Jy moet kyk, wat sê hy? Praat hy soos 'n draak? Dit is presies wat ons sien by vals godsdienst. Jy moet jou nooit deur die uiterlike laat mislei nie, by godsdienst nie. Hy oefen, vers 12, hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Met jy kan sien die religie en die owerhede, ons gaan nou daarby kom, hoe loop hulle hand aan hand. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Sien hoe bood sy die Heilige Gees na, want die Heilige Gees laat die mens Christus aanbid. So die vals godsdienst laat jou die eerste dier aanbid of bewonder. So dis 'n nabootsing van hoe die drie eenheid werk. En vers 13, hy doen groot tekens, hy laat vuur van die hemel kom, dis mense hardloop agter wondertekens aan, ons almal weet dit fascineer hulle, sien jy wonderteken, dan dink jy dis God wat dit gedoen het, ensovoorts. En vers 16 sê hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier's wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal ontsyfer, want dis die getal van 'n mens. 666. Met ander woorde, wat sê 666 vir jou? Kom nooit by 7 uit nie. En dan in hoofstuk 14 lees ons van en so weet ons is die einde van die video, want nou kom ons by die wederkoms. Die lam, toe het ek, vers 1, die lam op Sionsberg sien staan, en by hom 144.000, daar is hulle weer, wat ons in 'n vorige video gesien het, met sy naam en sy vader se naam. Jy sien, die kinders van die Here het ook 'n merk, sien jy? So die merk van die dier is 'n nabootsing van hierdie merk. Kan almal dit sien? En ek het 'n geluid uit die hemel hoor sê, wat soos die groot watermassas klink, swaar donder weer gedreun het. En soos die geluid wat ek gehoor het, was soos die van siterspelers wat op hulle siter speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. En niemand anders as net hierdie 444.000 mense wat van die aarde af losgekoop is. Dis vir my so mooi, kon hierdie lied leer nie. Dis hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie, wat kuis gebly het. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God. Dis die kerk, vriende. Jy's uit die mensdom losgekoop. En uit hulle mond het daar nie 'n leuen gekom nie, en hulle was onberispelik. En dan kom die aankondiging van die oordeel van vers 6,
En dan by vers 9, derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard geroep, wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of hand aanvaar, sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdund in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swawel gepynig word. Kan jy sien hoekom die Bybel sê daar's vreugde onder die engele vir elke mens wat tot bekering kom? Want is iemand minder wat hulle gaan sien gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg op tot alle ewigheid. En hierdie mense dag en nag geen rus nie. Dit is verskriklik. Hulle die dier aanbid, die wat die merk van sy naam aanvaar. Vers 13. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skrywe op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Heilige Gees, hulle sal rus. Dit het ons gesien van geen rus nie, nou rus van hulle arbeid, want hulle het gedoen, van alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Toe het ek 'n wit wolk gesien, hier kom die koms van Christus. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel. Steek die sekel in en oes, 15 se B-deel, want die tyd het gekom om te oes, die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde is toe afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die hemel, in die tempel wat in die hemel is uitgekom, en hy het 'n skerp sekel gehad, en nog 'n ander engel van die altaar se kant gekom, en hy het mag oor die vuur gehad, en hy het 'n harde stem geroep, en die engel wat skerp sekel het hom gesê, steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerd op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek, en het die wingerd op die aarde afgeoes, en die oes in die groot parskuip van God se toorn gegooi. Die parskuip buitekant die stad is getrap, uit die parskuip het daar bloed gekom, wat tot aan die tooms van die perde geraak en 1600 kilometer ver gestrek het. Baie duidelike beeldspraak om die verskrikking van God se oordeel van ons uit te beeld. Ons lees dan tot sover saam die Here se woord. Dis Openbaring 12 tot 14. Ons het van tevore vir u verduidelik in hierdie reeks waarmee ons besig is, waarom Openbaring uit 7 dele bestaan. Dit is eintlik 7 video's soos 'n mens sou kon sê, soos wat ek nou maar sê, 7 video's wat eintlik een na die ander die hele tydperk tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms, wat simbolies genoem word 3,5 jaar of 42 maande of 1260 dae, alles dieselfde ding, vanuit verskillende perspektiewe en temas belig om vir ons te wys op watter manier God die wêreld bestuur tot die heil van Jesus se kerk op aarde en hoe dit uiteindelik gaan uitloop op die heerlike volëinding. Nou hierdie 7 video's, volgens hierdie ou simpel, dit is nou regtig 'n simpel tekeningkie, maar wat ek maar elke keer wys, iemand het selfs verlede week gesê, hy of sy verstaan dit. Hierdie die 7 video's wat parallel met mekaar loop en in die geskiedenis afspeel. En die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en tweede koms gebeur dit. Ons is besig in hierdie reeks om vertikale studies te doen van elke video. So ons trek nou hier by nommer 4 vandag. Maar jy kan ook 'n horisontale studie doen, 'n dwarsnit studie doen waar daar's temas wat in baie van die video's voorkom. En dit is wat ons volgende week as die Here wil by die hemelvaartdiens gaan doen. Ons gaan 'n dwarsnit studie van Openbaring maak oor die hemelvaart van Christus. Want die hemelvaart van Christus kom dikwels in Openbaring en baie van hierdie video's ter sprake. So ons gaan volgende week en donderdag, soos God wil, gaan ons 'n dwarsnit studie doen van Openbaring, maar net vir daai een enkele diens en net om hemelvaart uit te lig. So hoe weet ons, maklike vraag, hoe weet ons dat daar by hoofstuk 12 nou weer 'n nuwe video begin? Hoe weet ons dit? Wel, hoofstuk 12 begin weer by die geboorte van Christus. En hoofstuk 11 sal jy onthou van verlede Sondag af het geëindig
by 'n beskrywing van die wederkoms. So ons het nou weer met 'n nuwe siklus, 'n nuwe video te maak wat weer, kan jy amper sê, die verhaal van voor af beskrywe, want in hoofstuk 12 begin hy weer reg by die begin, by Christus se geboorte, en eindig weer by hoofstuk 14 met die wederkoms en die finale oesdag, wat vir jou wys dat hoofstuk 15 weer 'n volgende video gaan begin. En daarna gaan ons as die Here wil volgende week kyk. 15 en 16. Maar hierdie vierde video, hoofstukke 12 tot 14, is ook belangrik om 'n ander rede, en dit is omdat dit vir ons wys hoe dat parallel met die aardse stryd wat die kinders van die Here op die aarde belewe, parallel daarmee is daar 'n onsigbare geestelike oorlog in die geestelike riekelm aan die gang. Rondom ons is daar 'n geestelike stryd aan die gang, wat die kinders van die Here, die ware kerk van Jesus se aardse stryd beïnvloed. In hierdie video wil ons oë daarvoor oopmaak. Maar nog meer is hierdie video belangrik, want ons ontmoet in hierdie video die tweede, derde en vierde uit 'n totaal van 5 misterieuse karakters. Die eerste van die 5 misterieuse karakters het ons reeds verlede week ontmoet aan die einde van die derde video by hoofstuk 11, naamlik die dier uit die bodemlose put. Baie keer hoor jy mense sê Openbaring praat ons van 2 diere, en verkeerd. Openbaring praat van 3 diere. Die eerste is die dier uit die bodemlose put, en dis die finale antichrist, wat gedurende die absolute doodsnikke van die huidige bedeling die ware kerk, so te sê, tot stilstand gaan bring. Ons noem dit, of Openbaring noem dit, die kort tydjie van Satan, of Armageddon. Ons het daarna verlede week gekyk aan die einde van die derde video. Nou, misterieuse karakters nommer 2, 3 en 4 ontmoet ons nou in hierdie vierde video, en hulle is die groot 4 rooi draak, die dier uit die see. Jy sien, die eerste dier was die dier uit die bodemlose put, maar hier is nou die dier uit die see en die dier uit die aarde. En die 5de karakter van die 5, Babylon, die ontugtige vrou, gaan ons in die volgende video mee kennis maak. Wat hierdie vierde video vir ons wys, vriende, om dit net in 'n neutedop te sê, is dat die rooi draak, Satan, 'n klompie helpers het. Hy het 'n klompie medewerkers, 'n klomp handlangers in sy diens, deur wie se hulp hy teen Christus en sy kerk oorlog maak. Dit is die dieper liggende geestelike agtergrond vir die dinge wat die kerk in die wêreld beleef. Die dieper liggende geestelike agtergrond wat jy nie jou oë kan sien nie, is hierdie draak met 4 helpers. Eintlik in 'n sekere sin is die eerste dier net op die heel einde van die geskiedenis van toepassing, maar beslis die 2 diere van Openbaring 13 en Babylon die ontugtige, 3 helpers wat die Satan gebruik om teen die Christus en teen die kerk oorlog te voer. Die helpers is dus 3 verskillende diere, of eintlik dan nou 2 deur die hele geskiedenis plus Babylon. Want dier nommer 1 is die antichrist van die einde van die tyd. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na hierdie video, vir wat dit vir ons in kodetaal, ons het daaroor gepraat verlede week, wat die kodetaal beteken. In kodetaal maak hierdie video vir ons 'n klomp goed oop, wat eintlik glad nie so moeilik is om te verstaan nie. En hopelik aan die einde van hierdie studie vanoggend sal jy sê, ja waarlik, ek dink ek verstaan iets meer. Die nuwe video vat ons terug na die begin. Hy sê 'n vrou is op die punt om geboorte te gee, maar 'n groot 4 rooi draak staan voor hierdie vrou en wil haar kind met alle mag verslind. Dit het letterlik gebeur by Jesus se geboorte, toe Herodes die pasgebore seentjies doodgemaak het in die hoop om Jesus uit te wis. Hierdie draak hy het 7 koppe, 7 horings en 7 krone, nie letterlik nie, dis kodetaal,
maar dit sê vir ons baie duidelik iets van die karakter van die groot vuurrooi draak, die duiwel, naamlik dat hy God se volmaaktheid naboots, daarom die 7. Hy probeer God se genade as God, hy probeer God naboots. En die koppe leer ons uit Daniël se profeseë, weet ons dat die gediertes met veelvuldige koppe dui op veelvuldige manifestasies van aardse politieke koninkryke, dis regerings. En die krone en die horings dui op die gewaande krag en autoriteit wat hy het, want in die Bybel is horings en krone meestal simbolies van krag en mag. Soos 'n koning, en 'n horing is van krag. So hierdie vuurrooi draak is die duiwel. Die Bybel, die teks sê, dit is die duiwel wat self God wil wees, die getal 7, wat soos 'n koning wil regeer, die koppe en die krone, en wat gewaande krag besit, die horings. En nou heel onverwags gebeur 'n ding wat jy nou nooit sal verwag nie, en dit is my aarde. Hierdie seentjie wat gebore word, oorwin die draak. Jy sal verwag dit moet andersom wees. Wat 'n klein seentjie kan 'n draak oorwin. En hier gebeur dit. Die rolle word net so omgekeer. Wie sou dit ooit kon verwag? Maar dis 'n presiese vervulling van die moederbelofte. In Genesis 3:15 waar God na die skepping reeds beloof het dat die manlike persoon wat uit die vrou Eva gebore sal word, die slang se kop sal vermorsel. En hier gebeur dit. Die kind wat gebore is Jesus. Die vrou wat aan hom geboorte gee is nie Maria nie, maar dis Israel en ook die kerk van die Nuwe Testament saam. Die vrou is in die heel eerste plek Ou Testament Israel uit wie Jesus gebore is. En hoe weet ons dis Ou Testament Israel? Want sy het die son en die maan en die 12 sterre wat ontleen is uit Josef se droom, waar die son en die maan en die sterre, dis Jakob, Rebekka en hulle 12 seuns na vore kom, wat die aartsvaders van Israel versinnebeeld. Maar die vrou versinnebeeld ook die Nuwe Testamentiese kerk, want as jy mooi lees in die hoofstuk 13 sal jy sien, hoofstuk 12 sal jy sien, dat sy lewe voort na die hemelvaart van Christus, vir die volle tydperk van 42 maande, die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en wederkoms, is die vrou nog daar. Soos hy sê, Ou Testamentiese kerk, Jesus word uit haar gebore, maar sy is ook die Nuwe Testamentiese kerk, maar beslis nie Maria nie. Het is so wonderlik om te sien hoe dat met een pennestreep die Heilige Gees hier in vers 5 vir ons die hele oorwinning van Jesus, tot by sy van geboorte, kan jy dink, een vers, net een vers, teken hy die hele oorwinning van Jesus van sy geboorte tot by sy hemelvaart in een enkele sinnetjie, vriende. Lees weer daardie wonderlike vers. Pleks dat die draak die kind kan verslind soos wat hy wil doen, word die kind opgeneem in die hemel. Dis die hemelvaart. En is hy die heerser van die heersers? Nie die draak met sy koppe en sy krone is die eintlike heerser nie, hierdie seentjie is. En die vrou, die kerk, ontglip ook die draak, want sy word na 'n simboliese woestyn, 'n wildernis toegeneem, waar sy vir 1260 dae, 42 maande, dis dieselfde tydperk, bewaar word. Wat presies in hakkies ooreenstem met die simboliek van die vorige video, hoofstuk 11 sal jy onthou, waar die heiligdom afgemeet word. Onthou jy wat ons gesê het verlede Sondag? Dit dui daarop dat die ware kerk van Jesus se voortbestaan gewaarborg is. En hier sit weer. Hier word die heiligdom nou nie afgemeet nie, hier word die vrou nou in die woestyn bewaar, vir die volle tydperk, tussen Jesus se eerste koms en tweede koms. Die woestyn is natuurlik die simbool van die plek waar God sy volk Israel bewaar het, voor die intog in die beloofde land, ten spyte van 'n baie sterftes, ten spyte daarvan dat die hele volk amper uitgesterf het, het hulle wel in die beloofde land ingegaan. God het sy woord gehou en hulle bewaar. Dis die plek waar die Here se kerk vandag nog lewe, die wildernis, die plek van moeite, versoekings, beproewings, 'n plek waar die belofte van die beloofde land, die nuwe aarde, die hemel nog nie in die toekoms is.
maar 'n plek waar die draak die vrou vervolg, omdat hy weet hoe min sy tyd is. Dis waar ons vandag is. As jy deel is van hierdie vrou, as jy waarlik 'n bekeerde mens is, dan is jy in die woestyn. Jy is saam met die helemaal oor die hele aarde versprei, die ware kerk van Christus, in die woestyn simbolies. En jy is onder die vervolging van die draak. Maar jy word bewaar. Want die draak is immers uit die hemel uitgewerp met Jesus se hemelvaart, toe die aartsengel Michael, en die naam Michael beteken wie is soos God. Toe die aartsengel, aards beteken hy is die belangrikste engel van al God se engele, baie word van gepraat in die Bybel, maar net 2 se name word ooit in die Bybel genoem, naamlik Michael en Gabriel. Michael is die aartsengel, hy is die belangrikste engel van God, en Gabriel is die engel wat boodskappe dra. Is hy wat na Johannes die Doper se pa gekom het, en na Maria gekom het, en ook in Daniël optree. En Michael sien ons ook in die boek Daniël. Net na die hemelvaart van die Here Jesus breek daar 'n oorlog uit in die hemel, en die aartsengel Michael en sy engele kom te staan teen die draak, teen Satan en sy gevalle engele, wat demone is, en verslaan hom, en so word die Satan op die aarde neergewerp. So ons kan sê, die hemelvaart van Jesus, sneller oorlog in die geestelike realm, wat tot gevolg het dat die Satan uitgewerp word, en nou op die aarde is. Ons ken vir Michael as die hoofengel, soos ek gesê het, uit Daniël 10 en 12, maar ook uit Judas 1:9, waar daar gesê word dat lang tevore in die tyd van Moses, was dit Michael wat met die duiwel swaarde gekruis het oor die liggaam van Moses, want die duiwel het gesê, hierdie man was nie getrou nie, hy kan nie hier begrawe word nie. Hy het allerlei stories gehad oor waar Moses begrawe moet word, maar Michael het hom reg gesien. En so lees ons dit in Judas 1 vers 9, dit net tussen hakies. Dus, die hemelvaart van die Here Jesus en die troonsbestuiging van die Here Jesus het 'n onmiddellike oorlog in die hemel ontketen. En van daardie oomblik af is die duiwel net op die aarde werksaam. Net op die aarde. En besig om die ware kerk van Jesus, die vrou in die wildernis, dag en nag te vervolg. Maar dink net vir 'n oomblik daaraan, daar is nie meer 'n aanklaer by God nie. Daar is nie meer 'n aanklaer by God nie. In die Ou Testamentiese tyd was daar, want in die Ou Testamentiese tyd het die duiwel wel toegang tot God gehad, en het hy die Ou Testamentiese gelowiges by God se troon beswadder en aangekla en sleg gesê, dink byvoorbeeld aan Job. Maar met Jesus se opstanding in die hemelvaart is die duiwel finaal uit die hemel gewerp, hy het geen toegang ooit weer daar nie, hy is uitgewerp en hy is op die aarde nou, en hy vervolg die kerk. Waar vervolg hy die kerk? Op die aarde. Hoe lank? Vir die hele tydperk van 1260 dae, wat nou al reeds meer as 2000 jaar is. Die vrou, die ware kerk van Jesus, wat 'n nageslag het, sê hoofstuk 12, dit beteken opeenvolgende geslagte, dis mos nou net logies, wat die tweevoudige vrug van waaragtige bekering vertoon, sê vers 17, dit is gehoorsaamheid aan die Here en vaskleef aan die woord van Christus. Dis die vrug van die ware nakomelinge van die vrou. Nie ingebore kerklike geslagte op sigself is die ware kerk nie. Natuurlik bevat die ware kerk die ingebore geslagte. Waar op aarde moet hulle dan nou wees as hulle nie in die kerk is nie? Maar van God se die verwagting is dat die ingebore geslagte in die kerk moet uiteindelik die vrug van ware bekering oplewer. Dis die nageslag. Maar die Here sorg vir sy bloedgekoopte mense. Want jy sien die stryd tussen die draak en Christus en die kerk is 'n ongelyke stryd. Dit is 'n oorwinning wat al klaar behaal is.
Die stryd tussen Christus en die draak is nie 'n wipplankryerry, dan's die een bo en dan's die ander een weer bo en o aarde, wat gaan word nie? Nee, die finale uitslag van hierdie stryd is nie onseker of onbekend nie. Die oorwinning is reeds behaal. En Openbaring boek wys vir ons hoe dit realiseer in 7 video's. Daar's die hele Openbaring nou in 'n nutshell, in 'n neutedop. Dis Openbaring boek. As jy wil weet wat is Openbaring? Dis Openbaring. En kyk wat sing die hemelinge toe die Satan daar op die aarde neergewerp word. Kyk wat sing hulle. Eerstens sing hulle, o, God se koninkryk het deurgebreek in die mense geskiedenis met die duiwel se neerwerping. Die draak regeer toe nie. Hy is ook nie 'n bastergoetjie nie. Hy's glad nie 'n God nie. Hy's 'n gevalle engel. Hy's ook nie alomteenwoordig nie. Hy's ook nie almagtig nie. Dit sing hulle. En tweedens sing hulle sê die vermoë van die duiwel om die gelowiges by God aan te kla is nou in hulle af te kraak, is aan bande gelê. Die aanklaer is uit die hemel uit en in die hemel is nou 'n advokaat wat vir hulle pleit. Jesus. Sien jy wat gebeur het by die hemelvaart? Daar's 'n advokaat in, daar's 'n aanklaer uit. Halleluja! Wat 'n triomf! En nou, so sing die hemelinge in daai vers, en nou oorwin die gelowiges wat in die woestyn is, die draak met 'n gelowige vasklou aan die lam se bloed. Sy kruisdood, waarvan hulle tweedens onverskrokke praat. En daarby derdens het hulle nie hulle eie lewens meer lief as wat hulle vir Jesus lief het nie. Daai 3 dinge, weet jy, dit is so jammer dat ek so vinnig oor dit moet gaan. Ons moet dit nou ongelukkig so doen, maar ek sou graag wil baie lank praat, want weet jy, daar's 'n tipe mens, luister gou net mooi, daar's 'n tipe mens met wie die duiwel niks kan regkry nie. Hoor nou hier, daar's 'n tipe mens met wie die rooi draak niks kan regkry nie. Dis die mens wat vertrou op Christus se kruisverdienste en wat daarvan praat en wat nie bang is nie vir wat die gevolge gaan wees nie, van die praat nie. Dit is die mens met wie die duiwel niks kan regkry nie. En daar staan dit in die teks, dis nie ek wat dit sê nie, daar staan dit. Hulle vertrou op Christus se kruisverdienste, hulle praat daarvan en hulle vrees nie om vir hom te sterf nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie net, watter handlangers die draak gebruik om die ware kerk in die woestyn mee te vervolg. Openbaring 13 maak dit vir ons oop. Die rooi draak gebruik 3 vreeslike diere as handlangers. Die eerste een, die anti-kris, net in die einde kom hy na vore, die dier uit die bodemlose put. Maar daar's 2 ander diere wat gedurende die hele periode tussen Jesus se eerste koms en tweede koms opereer. En dis die 2 diere wat ons hier in Openbaring 13 sien. Die dier uit die see, die dier uit die aarde. En dit is nie baie moeilik om te weet eintlik wie hierdie eerste dier wat uit die see kom. Die see is 'n simbool van die volkere massas. Hy kom uit die volkere. Dis nie baie moeilik om te weet wie hierdie eerste dier, wat hy's eintlik 'n mengsel van 'n luiperd, leeu en beer. Dis nie moeilik om te weet wie en wat dit is nie, want die boek Daniël sê dit vir ons. Want Openbaring 13 se eerste dier is 'n samevlansing van die diere wat Daniël reeds gesien het in hoofstuk 7, 'n luiperd, beer en leeu. En in Daniël is die diere, soos wat ek net nou gesê het, simbole van anti-christelike burgerlike regerings en owerhede. So Openbaring 13 se eerste dier uit die volkere massas uit die see is 'n samevatting van alle burgerlike regerings en owerhede wat in opstand is teen God se woord en waarheid, wat die mens se alternatief is op God se koninkryk en wat uiteindelik, soos wat ons verlede week gesien het, gaan uitmond in die verskyning van daai persoonlike anti-kris, die dier uit die bodemlose put.
Die dier van Openbaring 13 is nie die anti-kris wat net voor die wederkoms op die aarde gaan verskyn nie. Dit is die eerste dier van hoofstuk 11. Hierdie dier nie. Hierdie dier is alle burgerlike regeringsmag wat nou reeds oor 'n periode van 2000 jaar in verskillende forme oral op die aarde verskyn. En dit mond uiteindelik uit in daardie laaste finale kort tydjie voor die wederkoms, die finale aanslag op die kerk in 'n persoonlike anti-kris. Nie alle burgerlike regerings en owerhede is suiwer anti-christelik en maak hulle suiwer skuldig aan laster en vervolging van Christene nie. Alle regerings en owerhede bevat elemente van wat goed is en reg is. En daarin moet Christene die owerhede onderdanig wees en gehoorsaam, sê Romeine 13 en 1 Petrus 2:13. Byvoorbeeld 'n regeringsowerheid soos wat China het, wat 'n kommunistiese party is en wat dink dat hulle self vereer en aanbid moet word, het ook wel goeie dinge in hulle. Hulle allerhande goeie wetgewing, spoedbeperkings en honderde goed wat die Christene in China moet gehoorsaam. Paulus sê in 1 Timoteus 2 dat die kinders van die Here moet vir die owerhede bid. Maar alle burgerlike regerings en owerhede bevat elemente van laster, verbreeking van God se woord en gebod, vervolging van God se mense, die soeke na verering en gesag wat God alleen toekom en dus afgodies is. Alle regerings bevat sulke elemente. Waarom dink u, sê Openbaring 11 vers 15, op voetspoor van die droom wat Daniël in Daniël 2 uitgelê het, dat God se koninkryk uiteindelik alle menslike koninkryke gaan vervang en dat net God se ryk vir ewig gaan bly? Waarom sê hy dit? Die eenvoudige rede waarom hy dit sê, is dat alle menslike burgerlike regeringsstelsels en owerhede op 'n of ander manier faal, op 'n of ander manier in diens is van die draak, op 'n of ander manier gestaltes is van hierdie dier uit die see. Satan se medewerkers. Kyk vers 8. Vers 8 sê, God laat toe dat hierdie dier gesag oor wat? Elke stam, volk, taal en nasie het. Maar daar is niemand en niks uitgesluit in wat kan ontkom van hierdie dier se invloed nie. Waarom is dit so? Omdat alle menslike burgerlike regerings en owerhede elemente van die dier en die draak besit, en op watter manier ook al die draak se belange bo die lewende God se belange en wil en woord stel. Almal doen dit. So die dier uit die see versinnebeeld alle menslike koninkryke, burgerlike regerings, owerhede gedurende die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en wederkoms. En as jy mooi daarna kyk, dan sal jy sien dat die rooi draak gebruik hierdie dier om Christus se dood en opstanding na te boots. Een van die dier se koppe word dodelik gewond, maar daar genees dit weer. Jy sien, soms is dit asof sommige burgerlike regerings totaal goed raak, totaal staak met hulle laster en hulle goddeloosheid en hulle vervolging van die kerk. Maar dit neem nie lank nie, dan hervat die boosheid weer. En kom daar weer allerhande verkeerde wetgewing ensovoorts. En hierdie laagwater, hoogwater effek is 'n nabootsing en 'n vervalsing van die Here Jesus se dood en opstanding. Jy sal sien as jy deur hierdie hoofstuk werk hoe die duiwel 'n hele klomp goed van Christus naboots. Ek het dit al net vir u gewys, naamlik ook die merk en wat dis meer. So lyk dit wanneer menslike mag los van Christus funksioneer, vriende. Hy's verdraagsaam teenoor alles en almal, behalwe teenoor Christene wat aan Jesus meer gehoorsaam is en wat dit waag om te sê dat net die Bybel die absolute waarheid is en dat net Jesus die weg tot God is. Die dier haat sulke mense en hy sal hulle stil maak as hy kan. Hy maak wetgewing wat Christene dwing om ongehoorsaam te wees aan die woord en hulle voor hierdie dilemma te stel van, jy moet kies, boetie, of gehoorsaam aan die staat of aan God, kies jy. En die interessante is,
Die hele verlore mensdom loop verwonderd agter hierdie dier aan. Is in vervoering oor hierdie dier. Jy kan dit nie glo nie, maar dit is so. En kyk 'n bietjie net waaroor die meeste mense letterlik altyd praat en lees. Waaroor praat mense by die braaivleisvuur? Waaroor praat en lees en studeer mense amper dag en nag? Dis oor dit wat in die politiek en in die ekonomie aangaan, nasionaal en internasionaal. Die eerste ding in die môre, as jy jou koffie klaar gedrink het, is om te kyk op Netwerk 24 of waar jy ook al kyk, wat is aanlyn die nuus. Want hierdie dier, oor watter eintlike rede, broers en susters, wil Suid-Afrikaners die land verlaat? Wel, daar is sekerlik baie redes en baie geldige redes. Maar een van die redes is sekerlik uit dit wat sommige mense ervaar as die dier uit die see se invloed. Want hierdie dier neem mense gevange. Dit neem jou aandag gevange. Dink ou baie tyd word spandeer deur u en my en deur ons interesse en wat hierdie dier alles. Jy weet in Engeland 'n paar weke gelede, ek wonder of dit 2 weke is, miskien 3, maar in Engeland moes die hof onlangs besluit wat dit is wat van 'n vrou maak. Die hof moes sê, wat konstitueer 'n vrou? Nie die woord van God sê nie. Nee, die dier uit die see moet sê. En al die aardbewoners is verwonder oor hierdie dier uit die see. Maar wie was dit wat deur al die eeue heen die Christusgelowiges die meeste leed en pyn aangedoen het? Dit was owerhede en regerings in diens van die draak. Die finale manifestasie van die dier uit die see sal die anti-kris wees. Die eerste dier wat ons gesien het, die dier uit die bodemlose put. Dan sal die wederkoms plaasvind. So seker as wat dit vandag Sondag is. Daar's baie hoop vir die wat in die Here behoort. Van alle mense sê die teks vir ons, van alle mense is daar net een groep van mense wat hierdie dier volstrek nie vereer nie. En die waarheid van God kan onderskei. En wie's dit, sê hy? Hy sê dis die ware bekeerdes, wie se name voor die skepping reeds in die boek van die lewe geskryf is, vers 8. Dis hulle. Hulle draai hulle voet dwars en sê nee. En hulle word vervolg. Die kind van die Here, die ware bekeerde mens se naam is voor die skepping in die boek geskryf. En daarvolgens, as dit jy is my vriend, daarvolgens het God jou gered. God my gered. En let op die sataniese handlanger of medewerker wat die verlore mensdom mobiliseer om die eerste dier te vereer. En wat verantwoordelik is vir die vervolging en dood van miljoene ware Christene, dis wie? Dis die tweede dier. Wat 'n simbool is van vals godsdiens. Vals leer. Die vals kerk vervolg altyd die ware kerk. En vereer die burgerlike regering van die dag en tyd. Altyd. Altyd. Dink wie het vir Jesus deur die Romeinse owerheid die dier uit die see laat kruisig? Wie het vir Jesus laat kruisig deur die eerste dier? Die tweede dier het dit gedoen. Naamlik die Joodse kerkleiers, die vals kerk. Hierdie twee diere loop altyd hand aan hand. Anti-Christelike godsdiens, anti-Christelike regeringsowerheid, altyd hand aan hand. Luister mooi na die religieuse taal wat hier gepraat word wanneer oor die tweede dier gepraat word. Die tweede dier is religie, vriende. Die tweede dier is godsdiens sonder die waarheid, sonder Christus. In die res van Openbaring in hoofstuk 16, 19 en 20 word hierdie tweede dier direk die vals profeet genoem. Hy sê vir ons wie die tweede dier is. Jy sien, daar's vorme van godsdiens en daar's vorme van owerheid wat deur die draak gebruik word om mense in hulle miljoene weg te lei van die Here Jesus af.
reguit hel toe. Ons moet daarom nooit dink dat godsdiens op sigself 'n goeie ding is nie. Of dat mense wat godsdienstig is gereed is vir die ewigheid nie. Nee, alle godsdiens buiteom en teenoor die Jesus van die skrif is diens aan die draak. Daaroor moet ons absoluut sekerheid hê. En die manier waarop vals godsdiens die mensdom uitbou, is deurdat vals godsdiens uiterlik so mooi is, uiterlik so onskuldig is, so sag is, so omhelsend is, so onskadelik is. Dis maar net 2 horingkies van 'n lam. 'n Lammetjie met 2 sulke horingkies wat jou geen skade kan doen nie. In die teenwoordigheid van vals godsdiens voel 'n mens op jou gemak. Voel jy goed oor jouself? Voel jy veilig? Want alles is so mooi. Die boodskap is so streelend. Maar wanneer jy luister wat vals religie praat, dan hoor jy die draak praat. Dit kom nie van bo nie. Dis nie werklik die skrif nie. Dis aards. Dis uit die mens. Daarom kom hierdie dier uit die aarde en voer mense weg van Jesus af. Gewonder dat hierdie 2 diere ook hulle eie weergawe van die merk van God, laat hulle ook aan die onbekeerde mensdom kry. Ja, alle onbekeerde mense dra die merk van die dier. Net soos wat God se kinders sy merk dra, op die voorhoof nie, letterlik nie, maar 'n simboliese merk van jy's myne, my wese is op jou afgedruk. So is dit ook die merkteken, want hy boots na die heeltyd. Dis hoekom Martin Luther gesê het, die duiwel is God se aap, want hy boots na. Soos die merkteken van die dier ook op die ongereddes. Hulle hele lewe dra die stempel van hierdie 2 diere. Dit is op hulle kop, hulle denke, dis op hulle hand, hulle dade, en dit manipuleer hulle hele lewe, hulle daaglikse koop en verkoop. Absolute beheerdes. Dit kan ekonomiese implikasies hê om hierdie 2 diere nie te volg nie. En hulle merkteken teen te staan kan jou lewe kos. Maar ons moet nie die goeie nuus miskyk nie. Die goeie nuus is nommer 1 dat die diere se dae getel is. Die Bybel sê alles wat hulle doen is aan hulle gegee deur God. Hulle is aan God se leiband. En nommer 2, hulle is 'n mislukking. Daarom is hulle teken 666 wat strewe na 7 maar nooit daar uitkom nie. Is die getal van die gevalle verlore mens 666. Is 'n mislukking van die begin af. Daar bestaan geen rede waarom die merk van die dier nie ook in die kort tydjie van die Satan, wanneer die dier uit die bodemlose put sal kom en die kitaar sal slaan, waarom hierdie merk van die dier nie ook in 'n letterlike formaat of vorm aan die mensdom gegee sal kan word nie. Natuurlik kan dit. Ja, dit is die merk wat alle onbekeerde mense dwars deur die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en tweede koms besit, maar iets daarvan, soos 'n finale uitloper daarvan, kan ook na vore kom in die kort tydjie van voor die wederkoms, wanneer die anti-kris die ware kerk van Jesus as dit ware tot stilswy en stilstand sal dwing. En kan dit inderdaad 'n letterlike, byvoorbeeld elektroniese skyfie wees wat ingeplant word? Ons sal nie kan sê dit is so nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Maar vir bekeerde mense wat dit sien ontwikkel in die wêreld vandag, is dit net 'n bron van vreugde om te weet, die koning kom, laat hy merk maar kom. Die koning kom. Nou weet ek, hy kom. Die Bybel sê dit. Maar vers 10 is die kern van hierdie hele gedeelte. Hy sê hierdie dinge, al hierdie dinge, roep die kinders van die Here op tot volharding, geduld en getrouheid. Volharding, geduld en vertrouheid. Volharding, geduld en vertrouheid. Getrouheid. Dis die hartklop van Openbaring. En dan ten slotte sluit die video af in hoofstuk 14. Soos al die ander video's sluit dit af met 'n tekening van die einde. En in hoofstuk 14 val die klem veral op die 2 finale eindbestemmings wat alle mense tegemoet gaan. Hoe gaan hierdie kosmiese stryd afloop finaal? Hoe gaan dit afloop? Wel, Jesus is in die sentrum, sê vers 14.
Hy is in die sentrum, hy kom met die wolke. En hy is die bepalende faktor van wat jou eindbestemming sal wees. Maar jy kan nou reeds 100% seker wees wat dit is. Laat ek dit vir u reguit sê. Jou en my opinie oor die Here Jesus Christus is nie soos om te besluit watter skoene om te koop nie. Dis 'n saak van lewe en dood. Daar kom beslis 'n dag van die groot oes, wanneer alle aardbewoners afgeoes gaan word. Dan sal hierdie twee diere en hulle triljoene aanhangers besef, o aarde, ons nommer was net 666. Dit was nie 7 nie. Wat 'n verskrikking. Jy kan in hierdie gedeelte gaan kyk, hierdie hoofstuk 14, ek wens ek kon 'n hele boodskap net aan dit spandeer. Maar jy kan gaan kyk in hierdie hoofstuk na die kontras tussen die twee groepe. Jy kan kyk dit self, is nie ek wat dit sê nie. Gaan kyk dit self. Hier's 'n kontras tussen twee groepe mense. Daar's net hierdie twee groepe op die aarde, niemand anders nie. Aan die een kant, daar's nie 'n derde groep nie. Hy sê aan die een kant is daar die 144.000, ons het hulle nou alreeds ontmoet in 'n vorige video. Dis nie 'n letterlike 144.000 nie, het ons gesê, dis 12 maal 12.000, dis die volmaakte getal kinders van die Here. Aan die een kant is die 144.000 met die Here se naam, dis die ware naam, die merk op hulle koppe. Die volkome getal gelowiges, en sentraal van wat ons daar sien by hulle is dat aanbidding is sentraal. Sentraal daar by die kinders van die Here is die heiligheid en die grootheid van God. Dis net soos die paradys was voor die sondeval. Dit word herstel nou, sien jy? O, vriende, as 'n mens se lewe hier en nou vandag in Christus gesentreer is, dan gaan jy daar heeltemal tuis voel. Maar as jou lewe hier en nou nie in Christus gesentreer is nie, dan gaan jy daar baie ontuis voel, want daar gaan alles 100% net oor hom. En dan sê hy in die tweede helfte sê hy die teendeel. Hy sê, dan skilder hy die prentjie van die verderf, waar mense vir ewig sê hy nooit rus gaan hê nie. Jy kan jou dit nie voorstel om nooit rus te hê nie. Vir 100 jaar en 1000 jaar en 1 miljoen jaar en nog 1 miljoen en nog 1 miljoen en nog 1 miljoen en nog 1 miljoen. Daar's geen hoop in die tonnel nie, geen lig nie. En om gepynig te word uit die beker van God se grimmigheid, met 'n rook van pyniging wat vir ewig en ewig opstyg. Baie mense sê vandag, ag, die hel is net tydelik, God sal wel almal red, God is liefde, hy sal net tydelik. Nee, my Bybel sê, die rook van hierdie pyniging styg op vir ewig en ewig. Maar is God dan nie liefde nie, prediker? Ja, hy is, maar hy is ook 100% heilig. En mense wat die redding in Jesus se bloed gesmaak het, sal God se grimmigheid tegemoet gaan. En dit word hier in Openbaring 14 gruisam beskryf met die bedoeling om te skok. Dis die bedoeling. As ek hier op hierdie preekstoel staan en ek stel dit nie vir u soos wat die teks dit sê nie, is ek ontrou aan die woord van God. Die woord van God sê dis gruisam. En daarom moet die prediker op hierdie kansel sê, gemeente, dis gruisam. En die bedoeling is inderdaad om te skok, sodat die werklikheid daarvan tot ons kan deurdring. Opvallend dat die onbekeerdes met vuur en swavel gepynig word. Jy sien hoe stem dit ooreen met ander gedeeltes in die Nuwe Testament, stem perfek ooreen. Waar hulle die lam in sig het, kan jy sien? En dat dit nooit ophou nie, dis ewig en ewig. En die rook van die pyniging vir altyd en altyd. Vers 11 voortgaan. Net soos die ryk jong man in Lukas 16 vanaf vers 19 en verder. Na sy dood, hy het gedink hy so vrolik op pad hemel toe sterwe hy, toe maak hy sy oë oop in die hel. Maar hy kon vir Abraham en Lazarus deur in die verte sien, maar hy kon nie by hulle kom nie. Dis 'n groot pyniging hoor, om as 'n onbekeerde die verblindende aanwesigheid van heiligheid te sien, maar uitgesluit te wees. Dit wat jy altyd tydens jou aardse lewe tweede gesit het, 'n derde gesit het, 'n vierde gesit het, 'n vyfde gesit het, 'n laaste gestel het, dit sien jy nou, dat dit eintlik eerste is. Alles waaroor jy lou warm was, skitter nou. Maar jy kan nie daarby kom nie.
Dis onbereikbaar. Daarom is daar geen rus nie. Alle mense hou van die idee van, alle mense gaan na hierdie lewe 'n sogenaamde beter plek tegemoet. Jy hoor dit by begrafnisse. Mense sê dit dikwels, hierdie persoon is nou in 'n beter plek. Die moontlikheid van 'n ewige hel en finale onherroepelike oordeel maak die meeste mense heeltemal ongemaklik. Ek het een keer 'n begrafnis gehou en hieroor gepraat en ek het letterlik gesien hoe 'n vrou haar ore sit en toedruk, die kerk. Letterlik, so. Om dit nie te hoor nie. En tog het die liefdevolle Here Jesus, toe hy op die aarde was, baie meer oor die hel gepraat as oor 'n sogenaamde beter plek. Dit is baie duidelik in die Bybel dat 99,8% van vandag se mense in is vir 'n baie onsmaaklike verrassing in die slegste plek denkbaar. Het is verskriklik om te dink dat iemand by 'n graf kan staan en snik en sê, dankie Here dat my man of wie dit ook al is nou in 'n beter plek is, maar die werklikheid is dat daai man kerm in die hel. Dis die werklikheid. Terwyl die kinders van die Here, sê hy in die teenpool, terwyl die kinders van die Here, vers 13, terwyl die kinders van die Here, sê hy, wat in die Here Jesus sterf, geseënd is, en hulle 'n welverdiende wat? Rus van hulle arbeid geniet, alhoewel hulle lewens wat hulle gelewe op die aarde vir die Here nog verlang daarna vrugte dra. Ons sien die boodskap in vers 14 tot 20 so duidelik ten slotte. Jesus se koms op die wolke, net hy gesê het, die oes wat onmiddellik plaasvind, nie onderhandelinge nie. Alle aardbewoners wat afgeoes word, soos 'n druiweoes. Niemand wat ontsnap nie. Ongeredde siele wat sonder seremonie in die parskuip van God se grimmigheid beland. My vriend, die skrif sê, God het sy liefde vir sondaars ten volle bekend gemaak deur Jesus se kruisdood. En hoor jy sal daardie liefde ken en dit beleef indien jy jou tot hom bekeer. En jou geloof op hom oorplaas. Daaroor is geen twyfel nie, niks. Toe daardie man langs Jesus aan die kruis in die laaste minuut van sy lewe prewel, dink aan my Heer, dat die koning kom. Hy het net sy laaste asem nou hoor. Dink aan my Heer. Hy draai sy kop so na hierdie bebloede figuur hier langs hom. Dink aan my. Onmiddellik kom die antwoord. Dadelik kom die antwoord. Ek verseker jou, vandag nog, gaan jy saam met my in die paradys wees, my vriend. Hoeveel te meer gaan hy nie siele red in hierdie kerk nie, wat tot hom roep nie. Jy kan en jy mag en jy moet vandag met 100% sekerheid weet na wat een van hierdie twee eindbestemmings in Openbaring 14 geteken jy op pad is. Hoe moet 'n mens dit doen? Deuteronomium 4:29 sê, soek hom en vind hom. Soek hom en vind hom. Draai 180 grade om. Glo hom. Dat sy bloed met jou sonde, skuld en verderf gehandel het. En sê dit vir hom. Hosea 14 meen ek sê, bring woorde na die Here toe. Met ander woorde praat. Sê vir hom, Here, ek het opgemors. Ek het opgemors. Dan weet jy met sekerheid dat jy die 666 merk van die dier
op die kop en die hand nie het nie. Maar God se merk, die bloedmerk van die kruis. Soveel mense soos wat ons vanmôre in hierdie diens is, loop hier 'n onsigbare skeidingslyn tussen ons deur wat ons nie weet waar dit loop nie. Maar dit skei hierdie gehoor vanmôre in 2. Net 2. Party mense dink dis 3. Party mense dink jy kan so wees. Nee, 2. 2. Maak seker dat die bloedmerk van die kruis vir ewig en altyd op u aangebring is. Kom ons bid net saam, dank die Here vir sy woord. Vader, skryf u waarheid diep in ons harte, sodat ons met vrees en bewering mag volhard tot die einde toe. Nie verlore gaan nie, maar die seën van die ewige lewe deelagtig mag wees. Dankie vir die herinnering uit vandag se skrif van alles wat ons in elk geval weet, ja, maar dat ons opnuut weer herinner word daaraan. En veral dankie dat die oorwinning behaal is deur die bloed van die lam. En dat die bekeerde mens u naam op sy of haar voorhoof dra. En dat hulle eendag sal rus van hulle arbeid. Wat 'n vooruitsig. Here, ons wil vas gemeente sê, soos wat Psalm 119 ook het sê, wil ons ook weer vanmôre kom sê, u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Om Christus wil. Amen.